Kom ons bid saam. Almagtige Vader, aan die begin van nog 'n somer in Suid-Afrika, ja tussen die bome wat begin uitloop, verlang ons na U somer. Here, U self het gesê die hemel en die aarde sal vergaan, maar die woord sal nooit vergaan nie. Versterk ons nou deur U lewendmakende woord, sodat ons kan opstaan en U woord kan sigbaar maak, dat ons dit kan hoor en dat ons dit ter harte kan neem. Amen. Geliefdes, vandag gaan ons uit Jona 1 en Jona 2 lees vir die wat 'n Bybel saamgebring het en solank daar wil oopmaak. Maar ons gaan so tussen deur die preek, gaan ons dan uit die gedeeltes uit lees. Jona se verhaal is sekerlik een van die bekendste verhale wat ons uit die Ou Testament tyd leer. Ja, van klein tyd af leer ken ons die verhaal van Jona en die groot vis. Ja, hierdie boek kom vertel ons eintlik veel meer as maar net Jona wat vir 'n geruime tyd in 'n vis was. Dit vertel ons van die verrassende genade van God, wat selfs sy profeet ook onkant betrap het. Ja, Jona was die seun van Amittai gewees. Jona ben Amittai staan ook volgens 2 Konings 14 vers 25 bekend as 'n profeet wat eintlik in die Noordryk opgetree het in die tyd van Jerobeam die tweede. Jona was 'n tydgenoot gewees van Hosea, maar ook van Amos in sy tyd. Ja, Jona was 'n leier, 'n profeet wat groot werk in die Noordryk gedoen het om die woord daar ook te gaan verkondig. Kom ons lees dan saam ook uit Jona 1 uit. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. Maar die Here het kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skippe uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip, waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek looitjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het looitjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vaste land gemaak het. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het dit self vertel. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kan kalm word? Die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard geroei om weer die vaste land te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons tog nie vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here,
U doen wat U wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. Die manne het toe baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk en hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Ons lees vir nou tot sover. Geliefdes, ons begin die boek Jona lees met die opdrag dat die Here vir Jona sê dat hy na Ninive moet gaan om daar vir hulle te gaan preek. Ja, Ninive was juis 'n stad gewees wat baie bekend was in hulle wêreld. Dit was een van die grootste hoofstede in Assirië gewees. Omdat hierdie stad so groot en magtig was, het dit natuurlik beteken dat daar baie dinge gebeur het wat God nie eintlik van gehou het nie. En daarom het God vir Jona gestuur soontoe. Maar pleks Jona eintlik oos gaan waar Assirië se kant is, het hy na die weste se kant toe gegaan. Het hy weggegaan daarvan in die teenoorgestelde kant. Ja, hy klim as te ware op 'n skip om weg van Tarsus of na Tarsus, weg van Assirië af te gaan. Ja, weg van die teenwoordigheid van God af. Jona gaan af na Joppa toe, betaal vir sy kaartjie, klim op die skip, gaan dadelik na die ruim van die skip toe en gaan lê daar om te gaan slaap. Jona is nie eers bewus dat daar 'n groot storm aan die gang is nie. Nee, Jona is rustig op hierdie skip. Maar die matrose vir wie julle op hierdie skip is en wat op hierdie skip werk, ervaar nie hierdie storm wat ons soos ons gelees het, dit goed nie. Nee, hulle raak vreesbevange, want hierdie storm was nie maar net toevallig nie. Hierdie storm was juis deur God te bewerk, omdat Jona ongehoorsaam was aan God. Maar hierdie matrose op die skip, wat vreesbevange is, weet juis nie wat om te doen nie. Juis besluit hulle om tot hulle God te bid, met die hoop dat iets van hierdie storm sal verander. Maar hierdie storm bly wild, bly wakker, bly baie besig. Ja, hierdie storm verander niks nie. Bedaar nie eers 'n bietjie nie. Die storm bly maar net steeds vreesjaend vir hierdie klomp matrose. Jona, so kalm as kan kom, eintlik totaal en al onbewus van dit wat hier aan die gang is, slaap rustig in die ruim van hierdie skip. Dit is toe eers wat hy bewus word van hierdie storm, toe die kaptein hom kom wakker maak met 'n bevel dat hy juis ook tot sy God moet bid. Intussen het hierdie matrose gesien, daar is nie eintlik hoop vir hulle nie en hulle wou weet wie was die oorsaak dat hier so 'n groot storm op die see is. En hulle het looitjies getrek. En natuurlik sien ons dat dit Jona is wat juis die oorsaak was van dit en hierdie groot storm. Dit is toe ook dat Jona kom en vir hulle sommer vertel van dat hy eintlik besig is om weg van die Here af te beweeg. Ja, die Here wat die droë grond gemaak het, maar ook die see. Geliefdes, en wat gebeur toe? Eers probeer hierdie matrose wat op die skip is, baie aangenaam wees en roei tot na die vaste land toe, sodat hulle daar vir Jona kan aflaai. Maar die storm en die wind was te sterk geweest. Dit is dat hulle toe maar besluit en ingee om hom in die see te gooi. Ja, die oomblik wat hulle hom in die see gegooi het, het hierdie storm bedaar. Het dit alles rondom hulle rustiger geword. En dan kan ek my net self indink hoe groot skok dit vir hulle ook was wat agter op die skip gebly het. Hierdie matrose wat besef het wie God werklik is, waantoe hy in staat is en wat hy ook kan doen. Geliefdes, maar dan lees ons verder en dan lees ons sommer saam uit Jona 2 uit. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U, Here, het my gehoor.
U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondament van die berge. Die aarde het vir my alles toegesluit. Maar U, Here, my God, het my uit die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom in U heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Ja, in die tyd wat die vis, of in die tyd waar Jona eintlik in hierdie vis was, en die tyd wat hy daar spandeer het Jona nie opgekrop en bekommerd gewees nie. Nee, Jona het dood eenvoudig tot die Here gebid, en eintlik het hy in sy gebed die Here gedank vir dit wat hy gedoen het. Die feit dat die Here vir Jona verlos het. Ja, Jona gebruik eintlik in hierdie gedeelte digtelike taal om ter harte uit te druk dit wat hy ervaar van die Here. Om werklik 'n loflied te kan sing vir hierdie dankbetuiging dat die Here hom nie alleen gelos het nie. Daarom kom Jona en in hierdie gebed wat hy vir die Here gee, sê hy ook dankie vir dit wat die Here vir hom doen. Geliefdes, maar is juis hierdie gebed wat maak dat dit wat met Jona gebeur het, wat ons laat besef, maar soms gebeur daar ook sulke dinge met ons. Tog laat hierdie gebed en hierdie hele gebeurtenis ons as mense ook 'n bietjie dink. Dominee Benny het juis laasweek so vlugtig iets genoem dat ons as mense het ook Jona opdragte wat ons baie keer van af wegvlug. Ja, baie keer gebeur dit dat ons 'n opdrag van die Here afkry en dat ons dit nie wil gebruik, dat ons dit nie wil gehoorsaam wees om dit te gaan uitvoer. Baie keer is dit verskillende opdragte wat ons kry. Dalk is dit nodig dat ons vanoggend vir 'n oomblik net moet dink aan wat is hierdie opdragte wat ons kry. Ja, is dit opdragte waarvan ons af wegvlug? Of is dit opdragte wat ons besig is om uit te voer vir dit wat die Here vir ons gee? Ja, daardie opdrag wat elkeen van ons kry. Kom ons dink vir 'n oomblik aan 'n opdrag. Hierdie opdragte wat die Here ook vir ons gee. Dit wat God eintlik met Jona gedoen het, besef ons gebeur ook met ons. Ja, God het nie ander mense gekies om daardie werk in Ninive te gaan doen nie. God het juis vir Jona gekies. God het juis gekom en een persoon uitgelig om 'n spesifieke taak te kies en te kan doen. So word ons elkeen vandag ook spesifiek uitgekies om take te gaan doen. Dit wat die Here wil hê, ons moet doen. Ja, baie keer voel dit vir ons dat dit juis ons is wat nie goed genoeg is om daardie taak te kan gaan doen nie. Baie keer voel ons dalk, maar ons het nie die vermoë nie. Ons het nie kennis nie. En dan wil ons juis nie daardie taak doen nie. As u dalk vanoggend hier sit en u is 'n introwert, dan verstaan ek dat u vreesbevange raak as die Here vir u sê dat u groot werk moet gaan doen. Want ek weet introwerte is nie lief daarvoor om voor baie mense byvoorbeeld te praat nie. 'n Introwert voel dalk baie keer ook dat soveel mense, selfs hom ook, hom of haar benoud maak. Ons besef dat ons elkeen, maak nie saak wat die opdragte is wat ons kry nie, dat dit opdragte is wat van die Here kom. Ja, want soos God vir Jona spesifiek gekies het,
So kom God en kies elkeen van ons ook spesifiek, uniek, elkeen met 'n unieke taak, met 'n unieke doel wat ons moet doen. Maar tog elke taak en doel wat ons moet bereik, verg tog tyd vir ons. En is dit nie maar tyd wat vir elkeen van ons vandag 'n groot rol speel nie? Maar dalk moet ek vra, maar wat is tyd? Tyd in die Ou Testament is nie soos wat ons dit vandag verstaan nie. Nie in die Ou Testament het hulle nie ure gehad of minute nie. Dit was maar min of meer net 'n aanduiding oor wanneer of watter deel van die dag dit vir mense was. Daar was vroegmôre gewees, wat beteken het, dit was wanneer die son opgekom het. En dan natuurlik was daar middag gewees, wat die warmste deel van die dag was, wanneer die son hoog gesit het. Dan was daar laatmiddag gewees, en dit was wanneer die son gesak het, en natuurlik aan, as die son reeds klaar gesak het. Maar tyd het ook in die Nuwe Testament vir mense verander. In die Nuwe Testament het mense begin om ure in te deel in die dag. Nie minute nie, maar min of meer ure. Die dag het bestaan uit 12 gelyke dele van hoe dit moet verloop. Uiteraard het dit beteken, as die somer langer 'n dag was, was dit ook langer ure as in die winter. Maar die eerste uur was juis gewees daardie oomblik wat die son begin het, en die laaste uur was wanneer die son gesak het. Vandag besef ek, vir ons is tyd ook 'n baie spesiale behoefte, want ons voel baie keer in vandag se tyd, ons het nie meer tyd nie. Tyd het ook maar vir ons verander vanuit die Bybelse tyd uit. Ja, almal verstaan mooi as ek vanoggend sê, die erediens het 9 uur begin, en 12 uur vanmiddag eet ons skaaphout op die stoep. Ons weet presies wat gaan gebeur, hoe laat. Is dit nie wat tyd vir ons beteken nie? Maar tog bly die tyd verander. Ons leef in 'n tyd waar verskriklik baie mense sê, ek het nie meer tyd nie. Ek wil gou dit gaan doen, of ek drink net vinnig 'n koffie saam met jou, en dan het ek dit en dit op my program. As kind kan ek nie onthou dat tyd so 'n vreesjaande of 'n gejaagde storie was nie. Dat almal vroegoggend dou voor dag opgestaan het, om dinge gedoen te kry, en self nog laat aand besig was, om dit nog steeds te probeer klaar kry. Tyd was nie vir my so jagend nie. Nee, eenvoudig was daar maar vir my as kind meer tyd. Maar dan besef ek, vandag leef ons en ons jaag om dit en dat gedoen te kry. Maar dan wil ek eintlik vanoggend vir u kom sê, as ons praat van tyd, dan kan ons nie eers eintlik van ons eie tyd praat nie. Want alle tyd behoort eintlik aan God. Ja, elke oomblik wat ons hier op aarde het, wat ons die geleentheid het, wat ons tyd het, gebruik ons juis om God se naam te moet verheerlik. God gee vir elkeen van ons om juis hierdie tyd te kan gebruik. God gee dit vir ons as 'n geskenk. En daarom moet ons dit gebruik om sy naam te kan verheerlik en te kan verander. Jona as 'n profeet het eintlik hier vinnig moes les hardop sê, deurdat hy op 'n harde manier moes leer oor hoe om en wat om met sy tyd aan te vang. Want Jona moes herfokus word deur dit wat hy gedoen het. Hy wou nie luister toe God vir hom 'n opdrag gegee het nie, en het hard en vinnig geleer na 'n ruk, dat hy moet gaan en dat hy moet doen dit wat God vir hom gee om te doen. Maar dalk is dit vanoggend vir ons juis 'n ontwaking oor dit wat ons ook moet doen. Oor die tyd wat ons moet spandeer aan die dinge wat ons moet gebruik. Gemeente, dan kan ek nie anders nie maar as om te vra, maar waaraan spandeer u tyd? Word tyd spandeer aan aardse dinge om rondgejaag te word, om dalk ongehoorsaam te wees, om nie die opdragte te doen wat ons weet die Here gee vir ons nie? Of word die tyd spandeer om dit wat God vir ons gee, daardie opdragte, dat ons dit sal gebruik in ons lewens,
en eintlik gehoorsaam sal wees aan God met dit. Om ons tyd aan die Here te gee, moet juis nie vir ons 'n straf wees nie. Om ons tyd aan die Here te spandeer, moet juis wees dat ons dit doen uit dankbaarheid, waar ons almal saam dit sal doen, waar ons saam God se goedheid en sy genade sal ervaar, want dit is juis die rede hoekom ons uit dankbaarheid ons tyd ook aan hom wil rig. Vanoggend is dit dalk nodig dat ons vir 'n oomblik net weer herfokus word oor waaraan ons tyd moet spandeer. Dat ons ten spyte van die wêreld waarbinne ons leef, dat ons tyd sal gebruik om dit 'n waardevolle tyd te maak, om dit aan God se wil te kan koppel en te kan weet dat dit sy wil is wat uitgevoer word en nie ons elkeen se unieke wil nie. As ek Kolossense 3 vers 17 lees, dan besef ek, maar dit is juis waaraan ons tyd moet koppel en hoekom ons so moet optree in dit wat ons doen. In Kolossense 3 vers 17 staan daar, laat ek saamvat, julle moet uit julle hele lewe, Jesus moet uit julle hele lewe straal, of julle praat of iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees, en dit kan alleen so wees, as julle alles doen, asof Jesus elke tree saam met julle gee. Is dit nie wonderlik om te weet, dat ons eintlik 'n stuk dankbaarheid kan hê vir dit wat God vir ons doen, en dat ons elke deeltjie van tyd wat ons het, dat ons dit kan gebruik tot die beste van ons vermoë nie. Dalk is dit nodig dat ons vanoggend weer 'n keer sal stil raak, dat ons sal dink aan die dinge waarmee ons besig is, dat ons sal dink aan die opdragte wat ons kry, sodat ons vir 'n oomblik net weer sal besef waaraan en wat God se wil vir ons elkeen is. God gebruik elkeen van ons, sodat ons sy wil op aarde op 'n unieke manier kan uitspeel. Kom ons raak stil.